Goeiemôre op hierdie maandag is 15 Junie. Weer Dirk aan hierdie kant. Ek wil graag 2 verse aan die voorhou vanmôre. In Prediker 2 vers 11 lees ons: maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het, en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, 'n gejaag na wind. In hierdie wêreld bevredig niks nie. Dis Prediker 2 vers 11 en dan Openbaring 2 vers 4 sê die Here, maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Ons word geleer dat om die hoogste sport te bereik, die enigste weg tot ware kwaliteit lewe is. Ons seil so na harde werk en oefening net so oor die dwarslat en ons skuif dit dan binne die volgende dag of 2 nog 'n bietjie hoër. En ons noem dit groei. Ons verhoed dit of stagneer of so dink ons. Ons lewe word die reusie so teen middelmatigheid en kort voor lank staan ons op die hoogste sport van die leer en ons wonder hoe ons stoksiel alleen hier beland het. Ons het niemand met ons saamgeneem nie. Ons was te besig om hoër hoogtes ons enigste doelwit te maak. En die skrif verwys na sukses as 'n wedloop met 'n verskil. Die skrif praat in dieselfde konteks van 'n skare van gelowiges. Dit praat van verhoudinge, van familie, kinders en bejaardes, van weduwees en aanneemkinders, en dit sluit selfs die armes en die verworpenes in. Dit leer ons dat in hierdie pylvak daar verloorders en wenners is, maar dat almal van ons die wedloop van die lewe sal voltooi. Die skrif werk met formules wat ek en jy nie verstaan nie. Formules wat sê dat die wat eerste is, laaste sal wees. Jy sien, vir God kan ons nie beïndruk nie. Ons kan hom nie liewer vir ons maak of omkoop tot ons eie eksklusiewe voordeel nie. God het nie, soos wat ons so baie in die kerk hoor, enige witbroodjies nie. God het ter wille van ons almal sy seun die grootste offer kom maak om vir altyd die bordjies te verhang deur van ons, deur sy dood en opstanding, ewige oorwinnaars oor die dood te maak. Al wat hy van ons vra is nie groter prestasies nie, maar gehoorsaamheid. Volhoubare liefde in hierdie resies van die lewe. En dit vra 'n gefokuste liefde vir mekaar en bo alles vir God. 'n Liefde wat die taal van gehoorsaamheid praat. Dit is in al die eie waan en materiële waansin en gejaag wat ons eerste liefde verlaat. Dit begin in die eerste plek by hom, by God en by God alleen. Uit my liefde vir hom, my eerste liefde, vind alles weer 'n balans. Vind ek en jy rus en waarheid. Ag kom ons maak hom vandag weer net opnuut ons eerste liefde. Here, leer my om die wedloop van die lewe saam met U te hardloop en my gesin, vriende en familie saam op reis te neem na die ewigheid, waar ons saam met Christus die oorwinnaar oor die dood, die ewigheidsfees sal vier. Amen.